Jy luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Episode 2. Maar, ja, terug na hoe dit begin het. Die dag van pyn, toe my lewe onderste bo geraak het, ek onthou dit asof ek dit oorleef. So het dit gebeur. Ek sit soos gewoonlik op die muurtjie by die voorste hoek van die erf. Die bure se honde veilig agter mure en heininge in hulle tronke. Papa sê deesdae loop misdadigers rond, goeie mense, kruip weg. Maak dit dan honde beter as katte? Voëls raas in die 2 doringbome op die sypaadjie. Misse sê hulle is mooi. Vinke, geel en rooi en swart. Die swart kan ek sien. Papa stel nie veel in hulle belang nie, want hy is soos ek, swak met kleur. Maar ek weet wel dat hulle frankerig smaak. Nie my gunsteling nie. Selfs blikkies kos proe beter. Daai stinkgoed wat na donkie ruik. En ek onthou donkies. Daar was van hulle op die plaas. Lelike lang gevrete, wonderige ore. Raas afskuwelik. Ek kyk op. Bo op die straatlamp sit 'n kraai. Hy draai sy kop om af te kyk. 'n Onrustigheid kom skielik oor my en ek begin omdraai om af te spring na die veiligheid van die rotstuin. Iets tref my, so hard dat ek my naels in die sement probeer slaan, maar ek val, baie onkatlik. Die rotse is hard en skerp. Papa het hulle by die erf ingedra en stekerige plante tussenin gedruk. Waarom, het ek gewonder, doen hy soveel moeite? Nou land ek tussen hierdie skerp goed en sny my voete. En toe die pyn, donkerte, altyd 'n kat se vriend, bedek my. Ek hoor papa se stem, so duidelik soos nou, dringend. Ek hoor dit nog. Dit bly draai in my kop. Mrs. praat ook, ontsteld. Ek is op haar skoot en ons is in die kar. Ek weet wat dit beteken. Die plek met die vreemde diere in klein hokkies. Daar waar ek altyd moet kalm bly, want papa raak kwaai as ek kla. Mrs. kla dan oor papa se ongeduld en hulle sis en raas. Dit maak my bang. Banger as vir die gegrom en die geblaf van die honde wat iets in my wakker maak. 'n Onthouding van lank gelede. Ek lê eerder doodstil. My huismaats oor jare het nog altyd gemjau en gechunk asof hulle naels uitgetrek word as hulle hokkies toe gaan. Dom. Jy kan net so wel op papa se bed braak en dink niks gaan gebeur nie. Nee, ek knyp my oë toe en ek lê laag. Met die knypery voel ek 'n diep steekpyn, my linker oog. Dit bloei en ek kan nie daaruit sien nie. En die naarheid kom. Ek kyk op na Mrs. Hendrik, sê sy, put your foot down. Ek braak whiskas tuna flavor oor Mrs. se skoot. Sy maak die venster oop
en die warm lug laat my nog nader word. Sy sê sy wil ook opgooi. Papa draai my om en sê, Timmy, byt vas. Ons is amper daar, my ou maat. Ek weet nie wat ek moet byt nie. Ek kan mos nie vir Missus nog byt ook nie. Sy lyk alreeds net so siek as ek seker moet lyk. Behalwe vir die bloed. Sy lyk ook baie vies. Sy brom iets soos, die kat is altyd belangriker. Sy kan bly wees, ek is nie 'n Grey Day nie, of erger, 'n Bengaalse tier. Ek het hulle al op TV gesien. En dis al waar ek hulle wil sien, of in die dieretuin. Vreemde, wrede ding daai. Maar mense is reg wanneer hulle praat van familie in die tronk, hulle wat jy nie wil ken nie. Papa klim uit, ons moet daar wees, maar ek kan nou niks meer sien nie. My kop voel warm, ek braak weer, maar niks kom meer uit nie. Nie eens meer slijm nie. Papa tel my op, toe maar, Timmy, sê hy. Toe maar. Ons gaan in en ek bewe. Ek kan myself nie keer nie. Hierdie plek met al die reuke en geluide en mense en diere van enige soorte grootte laat elke spier in my lyf saamtrek. Papa draai 'n ding om my. Handdoek, hoor ek hom aan Missus sê. Hy neem my na die plek waar ek altyd op die koue tafel moet staan. Maar my bene vou in en ek gaan lê sommer op my maag. Die klein vroutjie met die warm handjies vat my agter die nek en vee oor my hare. Ek voel nou lomerig. Windbuks, sê sy. Linker oog, sal moet oopmaak. Ek val in 'n diep gat. Is donker daar, maar is goed. Goed. Papa is by my. Ek lê iewers in daardie donker en ek sien dinge, flitse. Ek kom en gaan, so sonkolle in my kop. Iets gebeur met my, iets nuuts en vreemds. Ek hou nie van vreemde dinge nie. Dis my natuur, ek wil myself veilig hou. Ek wil my lewe goed en rustig hê. Papa is ook so. Ons verstaan mekaar mos. Ek verstaan hom beter as wat ek vir Mia en Frikkie verstaan. Die donker raak meer, so stik giet. Ek maak een oog oop en sien niks. Ek is bang. Dan is my ander oog oop en ek sien. Ek ontspan my lyf. My stert hou op beweeg, my ore gaan oop. Ek is nog naar, maar ek het nie pyn nie. Dis lekker om niks pyn te voel nie. Pyn is sleg. Ek verstaan nie pyn nie. Is dit mense wat ek hoor praat? Nee, tog nie. Wat beteken dit? My kop voel vol gedagtes. Maar hoe was dit voorheen? Ek onthou dinge, beelde, geluide, gevoelens, meestal vrees of tevredenheid, maar nou gedagtes. Ten minste is ek op my kombersie langs papa en Missus se bed. Huweliksbed noem hulle dit. Papa sê vir Liebe, hier wil ek, dis my hier wil ek bed. Hulle lag, maar sag. En Missus sê, dis net 'n bed, einde van die storie. Papa praat soms dinge wat ek nooit sal verstaan nie, soos wanneer Missus sê, hy dink mos hy snaaks, funny bunny, haha. Sover ek weet is 'n bunny 'n haas. Wat, met daai kort oortjies? Ek luister na hulle asemhaling. Mense is so luid as wat hulle lomp is. Maar nou, op hierdie oomblik, maak dit my gerus. Want my kop voel verskriklik. Ek sien allerlei dinge wat nie hier is nie, so skaduwees wat oor mure loop, sonder geluid. Al luister ek ook hoe mooi. Ek sien die visbak, die een wat nou leeg in die garage staan. En ek sien die bank voor die binnebraaiplek waar ek my naels skerp gemaak het. En ek sien bloed en vere in die wit gladde ding waarin Missus graag lê met borrels en kerslig, waarin ek toe ek klein was geval het, want ek het gedink sy verdrink, en toe gly ek self in. Ek was bang oor die water en die koue, maar die ergste was dat sy vir my gelag het. Ek weet van toe af baie goed wat die verskil tussen bad en bed is. Van bed hou ek, dis hoog en sag en warm en veilig, bloed en vere, die reuk van duwe, stowwerig, mif, die geluid van vlerke.
Hulle irriterende idiotiese gekoer, die blink dom oogies. Hulle waggelstappies in die tuin, pikkend, altyd pikkend. Vreet hulle alles wat hulle pik. Ek luister. My kop is soos daai visbak, te groot en swaar en leeg van my lyf. Papa snork, Mrs. hoes. Die huis kraak en sug. Ek sug ook en haal stadiger asem. Dan eers kom dit, die stilte. Asof ek stadig om en omdraai met die wind in my ore. Iets is naby my gesig, snuifend. Frikkie se lang, nat snoet. Ek ruk my kop weg. Die lang, slijmerige tong. Ek blaas, grom diep uit my maag. Frikkie spring lomp terug. Sy skerp stertjie swaai. Ek weet, as 'n hond sy stert swaai, is hy nie gevaarlik nie. Hy's maar net simpel. Wat anders kan 'n ding wees wat so belaglik gebou is? Met sy lang lyf kan hy skaars oor 'n trap kom. En dan sleep sy maag ook nog daaroor. Sy lyf is ook nie kort nie, maar dit pla my niks. En as hy blaf, wat hy doen vir enige ding wat hy hoor, dan flap sy ore soos 'n mal ding sin. Pa noem hom die dorpsidioot. Ek is onseker oor die dorp, maar idioot ken ek, ja. Ek het daai woord al genoeg gehoor wanneer ek goed omstamp of krap. Frikkie, dit pas hom, want dis net so simpel. Kyk net hoe loop hy. Kyk hoe sukkel hy om op 'n bed te spring. My bene is ook maar kort, maar papa sê mos 'n kat het 'n koilspring vir 'n ruggraat. Ek dink dis 'n goeie ding. En as ek loop, sê Jenka, ek is so cute. Cute is mooi, fluffball, teddybeertjie. Sulke goed noem vroumense my, nie mans nie. Hulle vryf net my kop en glimlag. Dis genoeg. Ek weet dis goed, veilig. Maar Frikkie, met daardie potsierlike krom beentjies en groot pote, ou pap ore, steun en waggel en so luidrigtig. Sy toenails kort 'n knip, dringend, en sy asem, en as hy nat is. My oog pyn nog. Sal dit ophou? Ek wil dit skoonmaak, maar dit is nog te gevoelig daar. Die hele kant van my kop voel snaaks. My bene voel lam. Ek gaan nie opstaan nie. Dis lekker hier op my kombersie. Wat noem Jenka dit as ek so lê? Snoesig, soos by jou ma as jy klein is. Hoe min onthou ek daarvan? Onthou. Ek ontspan nie. My lyf is al seer van styfheid. Iets pla my. Iets is nie reg nie. Onthou. Ek onthou dinge wat ek nie voorheen onthou het nie. Ek onthou nie meer net in prentjies nie. Dit was eers net soos die boeke wat Jenka altyd gelees het. Papa het ook sulke boeke. Comics noem hulle dit, baie prentjies. Maar woorde, wat is woorde? Ek hoor papa en Mrs. praat. Hulle praat van my. Ek hoor my naam, maar nog dinge, dit maak my moeg. Ek is nou baie moeg, maar hoe moet ek rus? Iets is verkeerd, vreemd. Wat is verkeerd? Wat is vreemd? Waar kom die woorde vandaan? Ek wil nie meer wonder nie. Eerder doen wat ek altyd gedoen het. Alles rondom my vergeet en slaap. Ek moet rus. Ver af hoor ek Mrs. vir papa sê, hy is oud. Ons kan vir jou 'n ander kat kry. Papa sê niks. As ons dan nog 'n kat moet hê, sê sy. En weer antwoord papa nie. Ek voel snaaks. Slaan my naels in die kombers, maar dit help niks. Dit voel asof ek ver in 'n donker gat inval. Slaap ek? Of is dit hoe dood voel? Iewers hoor ek nog 'n stem, maar ek ken dit nie. Die laaste ding wat ek weet is dat dit my stem is. Ek kan in my kop praat, maar niemand behalwe ek kan dit hoor nie. En ek sien die woorde. Woorde, woorde, woorde.
Die veearts sê die koeltjie sit op 'n gevaarlike plek. Hy kan dit probeer uithaal, maar die kanse dat Timmy dit nie gaan oorleef nie is 99%. Daar is reeds drukking op sy brein en enige bloeding kan fataal wees. Pappa se stem. Hy praat met Mrs. Mrs is maar vir my maar Mrs. Maar pappa noem haar somtyds allerhande name. Partykeer Soutie of Salty Crack as hy nie naby is nie. En boonop is sy maar 'n hondemens. Vandaar dat Frikkie hier is. O ja, en sy noem hom Fritsie, maar pappa noem hom ons Frikkie. Name is woorde, maar meer as woorde, en name kan nogals verwarrend wees. Ek is aan pappa se kant, altyd. Katte is dalk nie bekend vir hulle loyaliteit nie, maar ek is. Ek was nog nooit normaal nie. Ek raak al minder so. Daaroor is ek nie spyt nie, maar tog 'n bietjie bang. Waar gaan dit eindig? Waar gaan ek eindig? Ons moet hom versigtig hanteer. Die koel stimuleer waarskynlik iets in sy korteks en die veearts reken hy kan stype kry as hy stam teen die kop kry. Pappa praat sag, maar ek hoor nog net so goed soos altyd. Hoe stimuleer 'n koel 'n brein, vra Mrs. Sy het gewoonlik 'n kyk in haar groot donker oë wat soos die klein kalwers op die plaas in lyk. So asof sy in haar eie bollie, soos sy dit noem, getrap het. Of dalk Frikkie sin. Hy begrawe mos net bene, niks anders nie. Nie die koel self nie, die drukking teen haar brein. Pappa klink nou knorrig. En dan loop almal wye draai om hom, behalwe Mrs, wat steeds nie die tekens kan lees nie. Vreemd hoe mense sogenaamd slim nie lyftaal kan lees nie. Dit is katte se moedertaal. So, gaan jy hom nou dag en nag op ons bed laat slaap? Want slaap is tog al wat katte doen, of wat? Pappa kyk by die venster uit na die oorkant van die straat. Hoor jy wat ek sê? Mrs se stem raak al hoe hoër wanneer sy geïrriteerd is. Dis nou alreeds half soos Frikkie sin as hy wil uitgaan in die middel van die nag. Die sot kan mos nie by 'n venster uitgaan nie. Ek dink dit was daai vark van 'n vermaak. Vermaak is nie 'n regte vark nie. Ek het al 'n vark van naby gesien. Daar was 'n paar op die plaas. Vermaak is die man oor kan die straat. Sy vrou het spaniels gehad wat heeldag blaf. Pappa sê altyd dat selfs Frikkie nie so kan raas nie. Mrs snork. Waarvan praat jy nou? Ek dink dis Vermaak wat Timmy geskiet het. Mrs trek haar mondhoeke af. Ek het nou die dag gesien, hy skiet na duwe op sy dak, sê sy. Pappa sê niks, maar lyk nog meer kwaad. Een of ander geweer. Waar was Timmy toe hy raak geskiet was? Vra Mrs. Ja, jy's reg, op die muurtjie. Dit laat jou dink, nie? Pappa kry daai kyk in sy oë. Hy lyk reg vir beklei. Mrs kom buig oor my. Ek loer met my een oog. Hy lyk beter. Sy lig een hand op, asof sy my wil aanraak. Toe draai sy om, sies tog. Sy slof weg. Ek sal haar altyd kan uitken aan haar slowwery met daai harige haaspantoffels. Die goed het sulke slap ore, nog langer as Frikkie se. En as sy loop, swaai hulle verleidelik. Eendag gaan ek hulle nog bespring en karnuffel, maar nie vandag nie. Energie is kosbaar. Dis nodig om kos te kry, soos dit vir Mia was om te jag, en vir my om by die kosbak te kom. Los hom maar in vrede, sê pappa. Hy is dalk op geleende tyd. Dalk? Kyk hoe lyk hy. En dit kos ons hoeveel? Pappa draai stadig om. As hy so beweeg, lyk hy soos 'n groot kat. Los hom in vrede. Vrede en vreed. Dis al wat hy wil hê. Ja, nes jy. Pappa knor soos 'n groot dier. Miskien 'n leeu. OK, bedaar tog. Ek gaan nou studio toe. Mrs maak dat sy wegkom. Altans, sy slof weg, maar vinnig. Sloef in die gang af. Na die vertrek waar sy met klei mors. Ek is nie welkom daar nie, maar dit pla my nie. Sy kan my net sowel wegjaag na 'n bad.
Iewers van ver af hoor ek haar stem weer. Hoe oud is Timmy al? Hoe oud word katte? Vrek oud, skree pappa. Daar is gevalle van oor die 30. Missus sê weer iets, maar pappa lag net. Pappa kom streel my kop, versigtig, net aan die een kant. Toe sê hy, ou Timmy, ek het jou gekry toe sy swanger was met Jenka. Jenka, ja, magtig. Dan is jy al 18 jaar oud, ou maat. Ons raak nou oud, ek en jy saam. Pappa hou my gesig in sy handpalms vas en kyk in my oog. Ons sal agter die kap van die byl kom, Timmy. Ons sal uitvind of Vermaak jou geskiet het. Geen net kans. Hy sal nog bars. Ek wys my tande. Ja, pappa, ons sal. En hy sal. Ek kyk op in sy oë en dan sal daar vergelding wees. Rus maar ou baas se ou kattie. Hy kielie saggies agter my oor. Ek trek my bene onder my in. Ek hoor reën op die afdak agter die huis en 'n gedrup op die balkon voor. Motors gaan voor die huis verby. Hulle bande suis oor die teer. Ek wonder oor hoe lank ek nog so duiselig gaan voel. Toe slaap ek al. Prentjies in my kop, soos TV. My bene is nog korter as gewoonlik. Ek miauw, fyn geluitjies. Ek is weer klein. Ek droom seker, maar ek voel son op my rug. Wind laat my snor bewe. Wie se gesig is dit? Jenka. Maar sy is weer 'n baba. So, ek droom. Ja, dis 'n droom. Ek is in 'n kamer, maar ek sien die lug en wolkies. Dis stil. Daar's nie voëls wat raas nie. Jou voetjies is so klein. Kyk hoe pink is hulle onder, kom Jenka se stem. Die Jenka wat ook nog klein is. Ons is op haar bed en ek ken die bed mos goed. Hier was ek baie toe ek klein was. Jenka speel met my. Haar vingers is warm op my keel. Daar is ander goed op die bed, poppe. Ek lê tussen hulle. Jenka streel my maagie. Jy is my mooiste ou poppie Timmy. Ek lief jou baie. Ek skud my kop, maar die stem is nog daar. Sy hou aan met praat en praat. En nou eers begin ek haar verstaan. Nou dat sy weg is. Wel, meestal. Sluit gerus môre weer aan vir nog 'n episode. Onthou om op hierdie kanaal te like, subscribe, daai een is belangrik. En natuurlik te share en te comment.